Goeiemôre. Markus 15:34 was nog altyd vir my 'n besonderse gedeelte. En ek wil net 'n paar woordjies lees wat hier staan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Die betekenis hiervan het oor die eeue lank teoloë en godsdienstige leiers verbaas. Tereg het Martin Luther gesê, hoe kan God verlaat? Want hierdie woorde beteken letterlik, my God, waarom het U my verlaat? Dit is 'n uitroep waarvan ek en jy die volle omvang en die betekenis nooit kan begryp nie. Hoe kan God sy enigste seun verlaat? Psalm 23 sê tog so mooi, sê al gaan ek deur 'n dal van doodskade weë, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. In die oomblik waar Jesus die Vader die nodigste het, lyk dit oënskynlik asof die Vader die Seun verlaat het. In Jesus se dal van doodskade weë het die Vader hom verlaat. Matteus 3 vers 17 sê dat hierdie Seun was sy geliefde Seun in wie die Vader 'n welbehae het. En nou wanneer Jesus die Vader die nodigste het, lyk dit asof Jesus verlate is. En deur die eeue kon niemand verstaan en niemand kon verklaar hoe dit moontlik is dat God self kan verlaat nie. Johannes 16:32 sê, kyk, die uur kom en het dit nou gekom dat hulle almal uitmekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal los. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Maar die oomblik toe Jesus die Vader die nodigste het die Vader hom verlaat. En ek weet dat dit half onmoontlik klink. Ons kan nie eers probeer dink hoe dit moet voel wanneer God sy kinders verlaat nie. En baie keer het ons al gewonder, hoekom het die Vader Jesus in die oomblik toe Jesus hom die nodigste gehad het, verlaat? Kan dit nie met ons ook gebeur nie? Kan daar nie ook 'n oomblik kom wanneer ons God so nodig het en ons voel asof God ons verlaat het nie? Onthou, die disippels het Jesus verlaat. Sy vriende, sy familie het hom verlaat. Almal wat Jesus gedink het naby hom was, het hom verlaat, maar nooit het Jesus gedink dat die Vader hom sou verlaat nie. En hier aan die kruis, in sy kruisoomblik, moet hy uitroep, Vader, waarom het U my verlaat? Martin Luther het tog gesê, God kan nie God verlaat nie. Hoe is dit moontlik dat hy wat een is, sy enigste seun kan verlaat? En vanmôre, as jy mooi daaraan dink, is dit eintlik so voor die hand liggend. Want die Bybel kom so mooi in Jesaja 59 vers 2, dan sê hy, dat ons ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen ons en God, en die sondes het sy aangesig vir ons verberg, sodat God ons nie kon hoor nie. Jy sien, God kon nie op Jesus kyk nie. Van daardie oomblik het Jesus die sonde van die wêreld op hom geneem. En daarom moes die Vader Jesus verlaat vir 'n oomblik, sodat Jesus die prys kon betaal. En daarom kon hy later uitroep, dit is volbring. Wat is volbring? Al het die Vader hom vir 'n oomblik verlaat, het Jesus die prys betaal. Wat 'n voorreg het ek en jy om te kan weet, om te kan beleef en te kan ervaar dat Jesus was eens verlate, sodat ek en jy nooit verlate hoef te wees nie. En ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie waarmee word jy gekonfronteer nie. Ek weet nie hoe vol jou beker is en hoe lyk dit daar waar jy bly nie. Maar vanmôre het ek gekom om te kom sê dat Jesus het eendag uitgeroep, Vader, hoekom het U my verlaat, sodat jy nooit deur Jesus verlaat kan word nie. En ek wil vandag vir jou die versekering gee dat om jou, voor jou, bo jou, agter jou, reg rondom jou is Jesus. En hy gaan vandag jou nooit verlaat nie. Sy kinders verlaat hy nooit. Die psalmdigter het al so mooi geskryf, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weë, en al gaan jy deur donker dieptes, jy hoef nie onheil te vrees nie, want God sal jou nooit verlaat nie. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Die Here gaan jou nooit verlaat nie. Here, dankie dat ek vanmôre kan weet dat ek is nooit alleen nie. Here, eens aan die kruis van Golgotha was U verlate, verlore en alleen. En daarom sal ek
nooit so hoef te voel nie. Dankie Here dat U elke tree saam met my is en dat U vandag met my sal wees. Amen.